Goeiedag liewe vriende, ek groet in die wonderbare naam van ons koning Jesus. Vandag wil ek met u 'n gedagte deel, die beker in jou sak. In Genesis 44 vers 1 tot 15 kry ons die verhaal van Josef en sy broers in Egipte, waar Josef sy beker in Benjamin se sak laat wegsteek. Ons lees daar in vers 2, en my beker, die silwerbeker, moet jy bo in die jongste se sak sit, saam met die geld vir sy koring. En hy het gehandel volgens die woord wat Josef gespreek het. Hoe kan 'n mens dit oor jou hart kry om 'n beker in iemand se sak te sit en dan daardie persoon te beskuldig dat hy die beker gesteel het? Die blote feit is gruwelik en onregverdig, maar die doel was baie edel gewees. Josef wou sy broers toets om te sien of hulle Benjamin net so maklik soos vir hom sou laat gaan. Onthou, hulle het Josef verkoop na Egipte toe. Josef wou homself aan sy broers openbaar, maar hy wou eers geleentheid gee om berouvol te wees. Hy wou eers geleentheid gee, sodat hulle sou erken dit wat hulle verkeerd gedoen het. 'n beker stel dikwels 'n moeilike ondervinding voor in ons lewens. Dink aan Jesus in die tuin van Getsemane, wat gevra het dat die beker hom verby moet gaan. Markus 14 vers 36 sê, en hy sê, Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik, neem hierdie beker van my weg, nogtans nie wat ek wil nie, maar U wil. Wonder nie ook soms waarom God sekere bekers in die sak van ons lewens plaas nie? Daardie gebeurtenis met die beker het die verhouding tussen Josef en sy broers herstel. Dit het gelei tot die vereniging van Josef met sy pa Jakob, maar ook die redding van Jakob sy hele familie van hongersnood. Die langtermyn gevolg was die vorming van Israel tot 'n volk onder die beskerming van Farao in Egipte. Nie elke beker wat by ons verbykom is sleg nie. Soms toets die Here ons in ons omstandighede. Soms is die beker juis vir ons om beter te word. Jakobus skryf vir ons in Jakobus 1 vers 2 tot 4. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Watter beker is in jou sak vandag? Wil jy nie oor die saak gaan bepeins en dit voor die Here neerlê en vra wat hy jou daardeur wil leer nie? Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.